Dit is deel 3 van die skoentjie. Ons gaan die voorkant van die skoen maak. Met hierdie patroon begin ek sy eerste ry. Ek is nie seker van die vertaling nie. In Engels word dit 'n foundation chain single crochet genoem. Ons noem dit maar fondasie kortbeen kettingsteen. Ek gaan eers wys hoe word dit gemaak. Laat julle net verstaan. Maak 'n lissie. Kettingsteek 2. Dan gaan jy terug na jou eerste kettingsteek en jy druk jou hikkelpen, laat jy 2 lissies vang met die kettingsteek. Jy trek jou wol net 1 keer deur. Hak jou wol, trek hom deur die eerste lissie, jy 2 lissies op jou pen wol oor en dan trek jy deur al 2 lissies. Nou gaan jy weer terug. As jy jou werk so draai, sal jy sien dit lyk soos 'n bokant van 'n steek. En jy gaan nou die hele tyd, elke keer as jy 'n steek maak, jou naald indruk deur die steek, want jy maak klaar jou kettingsteek en jou kortbeen. Gaan druk hom aan die kant, draai jou werk, as dit nie vir jou duidelik is nie, om dit makliker te sien. Jy haak hom, trek hom deur 1 keer, daar is jou kettingsteek, wat jy nou gaan maak, daar is jou kettingsteek. Nou gaan jy jou kortbeen maak, deur al 2, en jy sal sien hy vorm, daar soos die steekies waarin jy gaan werk, dan as jy terugkom. So ons doen dit weer. Hy is deur al 2. Probeer hom nou so op die kant draai, dat julle kan sien. En dis nou jou foundation chain single crochet of jou fondasie kortbeen kettingsteek. Soos ek sê, ek is nie seker van die vertaling nie, maar dit is hoe ons eerste rytjie gaan begin wanneer ons die skoen se bokant maak. Met jou tweede kleur, jy het jou skoenswang en jou haak met 1 kleur gedoen en jou bandjies met 1 kleur gedoen. Ek het wit gebruik met jou tweede kleur, ek gebruik rooi en nog steeds met jou nommer 2 hikkelpen. Begin jy met 14 fondasie kortbeen kettingsteek. Nou as jy bekommerd is, jy gaan dit nie reg kry nie, as dit vir jou 'n probleem is, maak 15 kettingsteke en kortbeen vanaf die tweede kettingsteek van jou hikkelpen af en jy moet in totaal 14 kortbene hê.
14 foundation chain single crochet gedoen, of fondasie kortbeen kettingsteek, maak jy een kettingsteek, ekskuus, en dan draai jy jou werk. Nou is jy by ry 2. Jy gaan nou 12 kortbene maak. Dit sluit in waar jou kettingsteek gemaak het, dieselfde plek maak jy jou eerste kortbeen, 1, 2, 3, 11, 12. Nou maak jy 2 kortbene in die volgende steek, en dan maak jy weer 1 kortbeen in die laaste steek. Maak 1 kettingsteek en draai jou werk. Ry 3. Maak jy 1 kortbeen in dieselfde steek as jou kettingsteek. In die volgende steek maak jy 2 kortbene. Maak kortbeen in die volgende steek, kortbeen in die volgende steek, en dan glipsteek jy in die volgende steek. Nou net om 'n aanduiding te gee waar jou glipsteek is, want dit tel nie as 'n steek nie, sodat jy nie kan die mekaar raak nie, sit vir jou 'n plek merkertjie daarin. So jy het nou op ry 3, 5 steke. Nou gaan ons ry 4 doen. Maak 1 kettingsteek en draai jou werk. Daai is nou jou glipsteek, so jy gaan nie in hom werk nie. Jy gaan die een langsaan, gaan jy 'n glipsteek inmaak. Dan maak jy in die volgende steek 'n kortbeen, in die volgende steek 'n kortbeen, 2 kortbene in die volgende steek, 1 kortbeen in die volgende steek. Kettingsteek, en dit is hoe dit moet lyk. Jy het 5 steke as jy dit tel. Nou gaan ons ry 5 toe. Jy het 'n kettingsteek gemaak, jy draai jou werk. Jy maak in dieselfde plek waar jou kettingsteek is, maak jy 1 kortbeen. Jy maak 2 kortbene in die volgende steek. Een kortbeen in elk van die volgende 3 steke. Een kortbeen in jou dit sal ry 4 se kettingsteek wees. Maak jy 'n kortbeen. Waar jy die glipsteek gemaak het, nou moet ek vir jou wys, daar maak jy 'n kortbeen. Maak in die volgende steek, dit sal nou ry 2 wees, maak jy 'n kortbeen. En dan in die volgende ene maak jy 'n glipsteek. En jy maak 'n kettingsteek. So dis hoe jou werk nou lyk. Jy behoort nou 9 kortbene te hê. Dis hoe jou werk nou lyk op ry 5. Nou draai jy jou werk, onthou nou net, dit is jou glipsteek, laat jy nie in hom werk nie. Ons is nou by ry 6, maak jy 'n glipsteek, en
dan in die volgende 6 steke maak jy een kort been. So in elk van die volgende 6 steke maak jy een kort been. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou maak jy 2 kortbene in die volgende steek, 1 kortbeen in die laaste steek. Dit is nou ry 6 gewees. Hy begin nou te vorm en jy moet 9 steke hê. Jy sien as ek hom so of jou, dis nou daai gedeelte wat nou begin vorm. Daai sulke kort rytjies wat moet gehekel word. So jy vorm nou daai gedeelte. Ons gaan nou na ry 7 toe. Maak 1 kort been in dieselfde steek as waar jou kettingsteek was. Dan maak jy 2 kort bene in die volgende ene. En dan in die volgende 5 steke maak jy 1 kort been elk. Soos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, dan glipsteek jy in die volgende steek. Maak 'n kettingsteek. So jy het nou 8 steke op ry 7. Ons gaan nou ry 8 toe. Jy draai jou werk, glipsteek. Onthou nou, jy werk nie jou glipsteke, tel nie as 'n steek op die reguit rytjies nie. So jy gaan nie in jou glipsteek werk nie, gaan jy in jou volgende steek werk. So jy maak 'n glipsteek. In die volgende 5 steke maak jy 1 kortbeen in elk van die volgende 5 steke is 1. Is 2. Is 3. 4. 5. En die volgende ene maak jy 2 kortbene. En in die laaste steek maak jy 1 kortbeen en 'n kettingsteek. Dit was nou ry 8 en jy het nou 8 steke. En hy begin nou redelik vorm kry. Ons gaan nou ry 9 toe. Draai jou werk, 1 kortbeen in dieselfde steek as waar jou kettingsteek is, 2 kortbene in die volgende steek, 4 kortbene in die volgende, 1 kortbeen in elk van die volgende 4 steke, dis 2, dis 3, en dis 4, en dan glipsteek jy weer in die volgende steek. Kettingsteek. Okay. En dit is ry 9 en jy moet nou 7 steke hê. Jy maak 1 kettingsteek en jy draai. Ons gaan nou met ry 10 begin. Glipsteek in die volgende steek. En dan maak jy 6 kortbene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is nou ry 10 gewees. Maak
kettingsteek en draai jou werk. Goed, met ry 11, net gou so neersit. Met ry 11 gaan ons nou so afhekel. So wat beteken, jy gaan nou in jou 6 boonste steekies hekel, en dan gaan jy een in jou kettingsteek en een in jou glipsteek van jou vorige ry hekel. En van die rye het jy mos, toe jy hom gehekel het jy nie dit klaar gehekel nie, laat daar 'n kortbeen oor is. So jy gaan in hulle, gaan jy nou almal steke maak, jy gaan nou so afhekel, wat jy gaan die kantjie maak en ons gaan die dingetjie vorm. Nou as jy dit vir jou wil makliker maak is, merk jou, as jy jou skoen so, as jy die bandjie so hou, dan sit jy vir jou 'n plekmerker op die tweede kortbeen, dan laat jy 5 oop is, 1, 2, 3, 4, 5, en dan sit jy vir jou daar 'n merkertjie oop. Want hoekom dit gaan gebeur is, jy gaan dit hekel tot daar, dan gaan jy 5 kettingsteke maak, en dan gaan jy die 2 laastes hekel. So laat jy op die einde van die dag 20, daar moet 20 kortbene wees, om daai rytjie te vorm. So ons gaan nou in die volgende 6 kortbene wat hierbo is, 1 kortbeen maak, soos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou gaan jy in jou kettingsteek 1 maak, 7, in jou glipsteek van jou vorige ry, daar is jou glipsteek, die 1 maak, 8, dan het jy 'n kortbeen wat oorgebly het van die vorige ry, of 'n paar rye terug, is 9, dan weer in jou kettingsteek, is 10, en dan weer in die glipsteek, is 11, dan is daar 'n kortbeen, 12, en jou kettingsteek, 13, daai ene is 14, nou maak jy 5 kettingsteke, 1, 2, 3, 4, 5, en die tweede kortbeen van die punt af maak jy 'n kortbeen, en dan die laaste een maak jy 'n kortbeen, kettingsteek, daar sy, en daar het jy beginne vorm, en uittrek op, moenie daaroor bekommerd wees nie, want dit is hierdie gedeelte, so hy moet optrek, so jy moenie bekommerd wees omdat jou werk kort trek, dat jy dink dit is te styf nie. 1 kortbeen in dieselfde plek waar jou kettingsteek was, kortbeen in die volgende steek, dit is 2, nou binne in die kettingsteek moet jy 5 kortbene maak. Ek maak hom in die kettingsteek self, want ek wil nie hy moet oorgaan nie, jy kan dat hy net binne-in is, ek verkies het om het in daai blissies te maak van die kettingsteek. So jy maak 5, 2, 3, 4,
dan een in elk van die oorblywende steke. So jy moet nou vir nog 7 rye. Jy kan 7 rye nog, wat jy in totaal 8 het, saam met ry 12, wat jy net 22 steke het. Daar het ek nou ry 13 gehekel. Ons gaan aan, wanneer ons klaar is met ry 19, dan het jy 8 rye in totaal gehekel, en dit sal wees daai gedeelte tussen die twee, waar die baantjie gaan inkom. Dit is nou die einde van ry 19. Jy het in totaal 8 rye net reguit gehekel van 22 steke. Ons is nou by die laaste uit of daai gedeelte wat ons gaan vorm van die skoentjie. Jy maak 'n kettingsteek en jy draai jou werk. Jy maak 'n kortbeen in dieselfde steek as waar jou kettingsteek weer is, kortbeen in die volgende steek. Nou maak jy 5 kettingsteke. Jy slaan 5 steke oor, en in jou 6ste, of in die volgende ene, want jy het 5 oorgeslaan, jy slaan die volgende ene, maak jy 'n kortbeen. Een kortbeen in elk van die volgende 14 steke. Dit is nou ry 20 waaraan ons werk. Maak 'n kettingsteek en jy draai jou werk. Ry 21. Maak een kortbeen in dieselfde steek as waar jou kettingsteek was. En dan maak jy nog 6 kortbene. Jy gaan in totaal dan 7 kortbene gemaak het. 5, 6, 7. En dan glipsteek jy in die volgende steek. Maak een kettingsteek en draai. En jy het nou 7 steke gehekel. Ry 22. Glipsteek in die volgende steek. In die volgende 3 steke maak jy een kortbeen. 1, 2, 3. Nou gaan jy verminder. Hekelpen deur jou steek, haak jou woltrek om deur. Jy het 2 lissies aan jou hekelpen in die volgende steek. Haak jou woltrek om deur, jy het 3 lissies. Wol oor hekelpen, trek deur al 3 lissies. Jy het verminder. In jou laaste steek maak jy een kortbeen. Maak jy 'n kettingsteek en jy draai en jy het 5 steke. Ry 23.
kortbeen in dieselfde steek as waar jou kettingsteek gemaak is. Nou gaan jy verminder. Nou gaan jy 6 kortbene maak. Kortbeen in die volgende steek, 1. Kortbeen in die volgende steek, 2. Kortbeen in jou kettingsteek, 3. Kortbeen in jou glipsteek, 4. Kortbeen in die volgende steek, 5. Kortbeen in die volgende steek, 6. Glipsteek in die volgende steek, kettingsteek en draai jou werk. Ons is nou by ry 24, jy moet nou 8 steke hê. Jy glipsteek in jou volgende steek, een kortbeen in elk van die volgende 4 steke, 1, 2, 3, 4, nou gaan jy weer verminder, kortbeen in die laaste steek, kettingsteek en draai jou werk. Dis ry 24 gewees en jy moet 6 steke hê. Nou gaan ons ry 25 toe, 1 kortbeen in die steek waar dieselfde plek waar jou kettingsteek gemaak het. Jy gaan nou weer verminder. Nou gaan jy 7 kortbene moet maak. So, onthou nou net, dit is die steke wat oop is. Jy maak in jou kettingsteek en jy maak in jou glipsteek. So, dis 1, 2, 3, kettingsteek, 4, glipsteek, as 5, 6, 7 en jy glipsteek in die laaste steek, kettingsteek. So dit was ry 25 en jy het nou 9 steke gehekel. En daar is daai gedeelte wat besig is om te vorm. Ons gaan nou ry 26 toe. Jy het 'n kettingsteek gemaak, jy draai jou werk. Jy glipsteek in die volgende steek. Nou maak jy 5 kortbene. 1, 2, 3, 4, 5. Nou verminder jy weer. Maak 1 kortbeen in die laaste steek. Kettingsteek. Dit was ry 26 en jy het nou 7 steke op ry 26. Ons is nou by ry 27. Kortbeen in dieselfde steek as jou kettingsteek. Jy gaan nou verminder. Jy gaan nou kortbeen in die volgende een, kortbeen in die volgende een, glipsteek in die volgende een, kettingsteek en draai jou werk. Ons gaan nou ry 28 doen, glipsteek, en nou gaan jy verminder. Nou dis nou glipsteek in die volgende steek, nie dieselfde een as die waar jou glipsteek was nie, jy verminder. En jy maak 1 kortbeen in die laaste steek, kettingsteek en draai jou werk. Ons is nou by ry 29. Ons gaan nou
hierdie gedeelte afwikkel van die skoentjie. So ons gaan moet 14 steke inwerk om daai gedeelte te doen. Jy maak een kortbeen in jouselfde steek as waar jou kettingsteek gemaak is, dan verminder jy jou volgende kortbeen en dan waar jou kettingsteek in was. Jy het nou 3 steke gehekkel. Kortbeen waar jou waar is my glipsteek in was. Dis 4, dan is daar 'n steek, is 5, kettingsteek is 6, en daai steek wat oop is 7, en dan sit 5 binne in die kettingsteek. En dan een in elk van die laaste 2 steke. So op ry 29 moet jy dan 14 steke hê. Ons gaan nou na ry 30 toe. Maak jy net een kortbeen in elk van die volgende 14 steke. En dis hoe jou werk so ver lyk op ry 30. Nou gaan ons net egalig so omhekel. Dit was nou jou laaste ry gewees. Jy maak nie 'n kettingsteek nie. Ons gaan nou reguit met dieselfde wol gaan ons aangaan wat ons hier moet 11 inwerk. Hier moet 10 inwerk en daar moet 11 inwerk. Daar moet vir in die voorkant moet daar in totaal 32 steke wees. So jy gaan met 32 steke inwerk aan die voorpunt, want dit gaan ons moet gebruik om hierdie gedeelte te las wat 32 steke is. So in dieselfde steek as wat jy jou laaste steek gehekel het, maak jy 'n kort been. Dis 1 en dan in elke rytjie maak jy 1 kort been. Op die punt hier gaan jy 2 maak. So dit is 11 steke wat jy hier ingewerk het, soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en dan gaan ons 10 werk. Hierdie ene gaan ons 2 insit, en nou gaan ons weer 11 inwerk. En nou gaan jy net gelyk af langs die kante werk, is plus minus 14 steke, 14 en 14, so.
Ek sit 2 steke op punt vir die draai. Veertien. Dat is weer 14 ekel. 1, 2, 3. Ek gaan net 12 insit daar langs die kant, want ek is nou weer by die begin. Daar is jou 2 boostukkies klaar. In die video wys ek hoe om die gedeelte vas te werk aan die skoentjie. Jy kry die punte en jy tel 34. Onthou jy het nou 2 in elk gemaak. So jy tel dat jy 34 insluitend waar die plekmerkertjies in is. 34 steke. Dan vat jy, want dit is nou jou bokant. Jou bokant is waar die kortbeen die mooi kant wys. Sit jou skoentjie so bo op, dit gaan vir jou die maklikste wees. Dan sit jy jou hekelpen, want jy gaan reg met 'n glipsteek in dieselfde steek as wat jy toe jy jou agterkant begin het. Jou hekelpen in hom in en dan in dieselfde steek as waar jou plekmerker was. Nou gaan ons dit net heg met glipsteke reg rondom. Nou hoe jy doen met 'n glipsteek is jy vat jou wol, jy trek vir hom deur al 4 steke. Vang die skoenswels al 2 lissies en dan die bokant. Nou so al 2 lissies en ons sorg dat jy jou werkswol maar in jou hand vashou, laat hy nie uitgly nie. En dan trek jy deur die bokant en die skoenswel tegelyk en dan uit jou ander steek trek jy sodat dit daar word nie weer wol omgevat nie, sodat dit met een beweging wees. Jou skoenswel se volgende steek al 2 lissies en dan die volgende steek se al 2 lissies en jy trek die wolletjie deur. So dit is jou glipsteek. Moet hom nie te styf trek nie. Sorg maar dat hy maar bietjie losserig is, anders gaan hy op 'n knop trek. So jy wil nie jou glipsteek moet te styf wees nie. So gee maar bietjie speling op die wol as jy hom deurtrek. En as jy by die laaste steek, trek jy hom deur die selfde waar jy jou hak begin het. Trek deur. Nou werk jy net daai wolletjies weg.
nou my wolletjies weggewerk. Nou dop jy net jou skoensool om en jy druk waar jy geglipsteek het, laat dit net uitgaan. Dan werk jy jou bandjie vas. Hoe ek kom waar jou 5de halwe lang been is, sit ek hom gelyk oor waar die draai van jou bokant van jou agterkant is. Dat hy nou maar werk jy nou maar net jou en dan hier dieselfde met die knoop. Kyk waar jou bandjie se breë moet wees en die knoop gaan ons daar vaswerk. Dankie dat julle gekyk het.